Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend by hierdie erediens wat ons hier so bymekaar is. Vandat ek laas gepreek het, en daar verskil baie in die land gebeur en ons is nie meer net altyd so in 'n groep soos hierdie met mekaar nie. Daar's mense by die huise. Ons het redelik versnel die afgelope tyd in terme van hoe ons na preke luister en kyk. So ons wil ook die gaste wat inluister of later na dit sal kyk, vir hulle welkom sê waar hulle ook al is, en ook vir dan in die gemeente, dat jy mag ervaar dat dit goed is om saam met ander gelowiges te aanbid, of dit nou oor sosiale media is, en of ons direk by mekaar is. Ek doen vir ons 'n gebed, en dan sal ek die seën uitspreek. Here, dit is vir ons goed om voor U te wees, want daar is min plekke, Here, wat so goed is as om in teenwoordigheid van die Here te wees. En wanneer ons veral alleen is, en wonder waar ons hulp vandaan kom, dan weet ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, wat van altyd af daar is, en ook daar sal wees as ons tyd verby is. Amen. Die prediking vanoggend gaan oor hoop, maar die teksgedeelte gaan eintlik oor dit wat in 2 Konings 8 staan oor 'n vrou wat haar stuk grond teruggekry het. En die tema is vir my eintlik baie belangrik om met u te deel, dat dit gaan oor hoop. Nou, eintlik voor ek die teksgedeelte lees, wil ek net so vinnige inleiding gee oor die verskil tussen hoop en hopeloos. Net voor ek vanoggend by die terrein instap, toe ek uit die bakkie uitklim, toe hardloop daar 'n hond voor die bakkie verby. Toe ek die deur oopmaak, toe is dit die oomblik wat ek en die hond in mekaar se oë kyk, en die hond onmiddellik sy sterkte sy bene intrek en half begin wegkruip. Want blykbaar word die hond gereeld geskop of iets word gedoen. En as ons tema vanoggend hoop is, dan wil ek vir u vra of dit is hoe ons dink en voel in God se teenwoordigheid. Want hoop is nie veronderstel om dit te wees nie. So as u vanoggend hier is en of u inluister, is my gebed eintlik dat wanneer ons in God se oë begin kyk en wanneer ons in God se rigting begin kyk, ons nie die gevoel sal hê dat ek nou my sterktes in die bene moet trek. Dat ons nie sou bang wees vir God se teenwoordigheid nie, maar dat ons hoopvol ons kop sal kan begin oplig en die lewe in die wêreld ook kyk. So wanneer ons na die teksgedeelte blaai na 2 Konings 8, gaan ons na die verhaal kyk van 'n vrou uit die Ou Testament wat 'n paar spesifieke ervarings gehad het en dan 'n paar gedoen wanneer sy die koning sien, het sy die oortuiging dat sy vir die koning nou moet vra en sê wat eintlik haar behoefte is. So ek lees graag vir ons uit 2 Konings 8. 'n Vrou kry haar grond terug. Elisa het vir die vrou wie sy seun hy in die lewe teruggebring het, gesê, maak klaar om te vertrek, jy en jou huisgesin, gaan bly op enige plek in die buiteland waar jy 'n blyplek kan kry, want die Here het 'n hongersnood van 7 jaar vir hierdie land bepaal. En dit het al klaar begin. Ek is by vers 2. Die vrou het klaar gemaak, soos die profeet gesê het, en met haar gesin vertrek, en 7 jaar lank in die land van die Filistyne gaan bly. Aan die einde van die 7 jaar het sy uit die land van die Filistyne teruggekeer. Sy het aan die koning toe gegaan en by hom gepleit vir haar huis en haar grond. Die koning was in gesprek met Gehazi. Nou, u het al waarskynlik baie keer as iemand vinnig te aankom gevra, die term gehoor van waar Gehazi. Hier sien jy nou waar Gehazi vandaan kom. Die slaaf van die man van God, hy het gevra, vertel 'n bietjie vir my van al die groot dinge wat Elisa gedoen het. Terwyl hy vir die koning vertel van die dooie vir wie Elisa in die lewe teruggebring het, kom die vrou wie se seun hy in die lewe teruggebring het, juis by die koning pleit vir haar huis en haar grond. Gehazi sê toe, die majesteit, dit is die vrou hierdie,
En dit is haar seun vir wie Elisa in die lewe teruggebring het. Die koning het die vrou uitgevra en sy het hom alles vertel. Die koning het 'n paleisbeamptenaar tot haar beskikking gestel met die opdrag: sorg dat sy alles terugkry wat aan haar behoort. Ook die hele opbrengs van die grond van die dag af dat sy die land verlaat het tot nou toe. Ek gaan net eers hierdie gedeelte lees. Die vrou kry haar stuk grond terug, maar hierdie is anders as die huidige bankwese, kry sy sommer al die verliese inkomste kry sy ook terug en die rente en alles wat daarmee saamgaan. Dit is vir my praktiese hoop. Nou, ek werk baie keer met studente, en studente is baie keer vreeslike praktiese goeters, as 'n mens dit so kan stel, 'n jong mens. Maar die eerste ding is ek nou vir hulle sou vra, wat is hoop? Dan sien ek 'n spesifieke student in my kop, en hy sê nou vir my vra, kan mens dit eet? Kan mens hoop eet? Met ander woorde, wat is die praktiese van hierdie vreeslike groot terme, wat ons nou geloofs- of geestelike term noem? Maar ek dink as ons vanoggend net so 3 woorde, eenvoudige woorde daar kan koppel, dan dink ek hoop het onder andere iets te verstaan of te betekenis vir ons van voorspoed. Ek dink 'n mens kan nie hoop losmaak as net 'n abstrakte term nie. Hoop het te doen met voorspoed. Maar hoop is ook soms goeie nuus. Of hoop beteken dat ons uit die moeilikheid uit is. Nou die manier wat ek eintlik hierdie teksgedeelte vanoggend vir u wil verduidelik, om uiteindelik weer terug te kom en ek wil 'n sirkelargument hê hoe ons by hoop uitkom, is om maar bietjie te kyk na die teks uit Konings uit. Wat is die omstandighede van konings? Nou, die teksgedeelte in Konings gaan onder andere oor die bestuurstyl en die leierskapstyl wat daai tyd tipies gekoppel was aan konings. Nou konings het onder andere daaroor gegaan oor hoe die profete en die priesters en die konings reageer het of geregeer het teenoor die volk Israel en natuurlik die ander stamme van Juda. Want op 'n stadium was die hele Israel verenig saam met Dawid en Salomo, maar direk daarna het die volk eintlik in 2 dele gebreek. En die bevel en beheer wat eintlik maar die rol van die koning was, het bietjie verander. Nou ek het vanoggend 'n paar voorbeelde saamgebring om vir u te verduidelik dat nie net die konings van daai tyd nie, maar ons vandag kyk op 'n spesifieke manier na hoop, of ons verstaan hoop op 'n sekere manier. So ek gaan, u kan deelneem as u wil, maar ek gaan 'n paar goed vir u wys en dan kan u nou besluit of u nou verstaan. Dit is 'n illustrasie van hoe ons na goeders kyk. Nou die belangrike ding, ek gaan dit maar uitpak. Ek is nie seker hoe die mense dit op die skerm sien nie, maar hulle sal maar moet half raai oor wat ons alles hier sou sien. Ek sal dit daarom so ophou dat hulle op 'n manier sien wat ek van praat. Nou, as ek nou die vir u sou wys, dan sal jy min of meer sien, dis maar net 'n bril. Nou die eerste beeld van hoop gaan regtig daaroor oor hoe ons na goed kyk. Nou die bril lyk op die oog af maar net na 'n donker bril, maar daar's iets op die bril dat wanneer 'n mens na water kyk, dan kyk 'n mens eintlik net in die oppervlakte nie. Jy kan half binne in die water inkyk. Maar dit beskerm jou oë ook. So dis maar net 'n gewone bril as 'n metafoor van hoe mense na die lewe kyk. Wie van julle kan vir my sê wat hierdie is? Daai kan die mense op die skerm natuurlik nou nie terugreageer nie, maar dit word sommer partymal 'n sneeubril genoem. So wanneer mense in die sneeu is, dan is dit wat jy sou gebruik. Dan is hier natuurlik 'n ander bril. Ek dink wie se waarskynlik raai wat hierdie dan nou sou wees. Dit is 'n duikbril. Dit gebruik 'n mens
wanneer jy in die Lucerne rondstap, of hoe sou jy sê? Gebruik jy mense duikerbril op die land? Nee, mense gebruik jy duikbril in die water. Dan is daar 'n ander tipe bril, en dis 'n kamera, en die kan ek ook uithaal. Nou, dan sal jy sê, is dit regtig 'n bril, maar op 'n manier is dit die lens waarmee ons na iets kyk, 'n prentjie neem, dit kan terugroep, of 'n mens kan inzoom, en iets wat baie ver is, vir jouself nader bring, om te sien wat jy sien. En dan natuurlik is daar 'n verkyker, waarmee ons iets wat nog meer baie verder is, nader bring na jou oë om die detail raak te sien. Wat het dit te doen met konings, die teks in Konings? Pak ek vir hierdie weg. Die teks in Konings is 'n teksgedeelte wat amper 3000 jaar terug, van 3000 jaar terug af, met ons praat. En dan gebruik ons dit om hoop uit te spreek vir die omstandighede waarbinne ons nou is. En my vraag is, kan ons dit nog doen? Kan ons iets wat ter sprake is 3000 jaar terug gebruik om in my omstandighede vandag vir my te sê, ek voel goed oor die toekoms? Jy sien, maar alles het eintlik te doen met die bril wat ek in elk geval opsit wanneer ek hierdie teksgedeelte lees. Die wonderlike van die evangelie vandag is dat ons al hoe meer kies om te assosieer met God en sy beloftes. As jy vanoggend hier is in die erediens, dan het jy gekies om, maak nie saak wat die reëls en regulasies van die land is nie, maak nie saak wat virus is nie, jy wil vanoggend saam met ander gelowiges om bid. Jy wil by die kerk wees, omdat jy lief is vir die Here. Die wonderlike van sosiale media is, meeste van die gemeentelede gaan vanoggend 'n skakel, is dit die regte woord, 'n link kry, en jy gaan besluit of jy aanskakel om te hoor wat God vir u wil sê. Met ander woorde, die manier wat ons na die wêreld daar buite kyk, word al hoe meer 'n wilsbesluit, of ek deur God se oë wil kyk na dit wat om my gebeur. Die profete en die priesters in die tyd van konings het soms naby God gaan sit, hier al om die vuur, as ek die metafoor kan gebruik, hulle het saam met God om die vuur gesit, half gehoor wat hy in gedagte het, en dan het hulle teruggegaan na die konings toe. En vir hulle gaan sê, manne, want daar is daar was dit hoofsaaklik manne wat konings was, die manier waarop julle die volk regeer, die manier waarop julle leierskap uitoefen, gaan X, Y en Z beteken. En in die tyd van Elia en Elisa spesifiek, is hulle besig om vir die mense te sê, julle gaan die leekshede wat julle al gewoond is, gaan verander. En in hierdie tyd alreeds word die 10 stamme na Sirië toe weggevoer, en binne 100 jaar daarna gaan die ander 2 stamme word hulle na Babylon toe weggevoer. Nou Sirië is dit half in die noordekant van Israel. As jy nou kyk waar Libanon, Jordanië is die ou Assiriërs se ryk, Sirië se daar, en die 10 stamme gaan so toe. En vandag is daardie volk 100% deel van Sirië. Ek is nie seker, mense waarskynlik nog na die vanne kan kyk, om te bepaal of hulle eintlik Arabiese vanne het, of hulle Joodse vanne het nie, maar daai volke het so te mekaar gevleg, dat ek dink ons baie moeilik sal kan identifiseer, wie is die eintlik nog deel van die 10 stamme. Maar dieselfde het gebeur met die 2 stamme wat Babylon toe is. Dis die stamme van Juda. Maar wat vooraf gegaan het is dat die profeet, 'n profeet se rol was bietjie anders as 'n priester. 'n Priester was eintlik half meer genadig. Hulle het in die voorhangsel van die tempel bymekaar gekom en dan hulle offers gedoen vir al die sondes en foute wat die gelowiges gehad het. Die priesters het daardie rol gehad.
Maar aan die ander kant, die profete het eintlik half meer van buite af gekyk en gesê, julle maak droog, Israel. Julle moet julle huis in orde kry. En dan sê hulle, maar ons het by God gehoor, dat as julle aangaan op die manier wat julle aangaan, gaan julle ook verdwyn. Die konings van vandag, die Britse koningshuis lyk heeltemal anders. Die Britse koningshuis is daar die koningin, en sy besluit wat min of meer in die land moet gebeur, maar sy regeer nie direk nie. Sy vertel net vir die mense wat is belangrik. En ons hoor dat die koningin waarskynlik wil abdikeer, omdat sy waarskynlik nou besef, sy is te oud om nog beleid en filosofie te ontwikkel vir die land. Maar haar seun was dan nie soet genoeg nie, so sy is nou, ons wonder of haar direkte seun op hierdie stadium nou die koninkryk gaan kry, en dit gaan waarskynlik een van haar kleinste wees. Maar so sy gaan nou abdikeer. Maar in die Britse koningshuis lyk dit anders as ou Israel. En dis die punt wat ek wil maak. Die koningin het sekere goed wat sy bepaal, maar sy regeer nie direk nie. In ou Israel het die manier waarop die koning geregeer het, direkte impak gehad op hoe dit met die volk gegaan het. As die koning droog gemaak het, dan het die hele volk, die hele stel van korrupsie, het van bo af reguit deurgesyfer. Ons sien dit vandag, soms in Suid-Afrika en Suider-Afrika, en ons sien dit in die wêreld. Wat die koning doen, hoe die koning leef, of hy hoopvol leef, of hy die Here dien, het ons direk gesien in sy volgelinge. Aanbid die koning met ander woorde nog vir God. Israel, het ons reeds gehoor, is verdeel in Noord en Suid. Soms is Noord weggevoer, die Suidryk is na Babel toe weggevoer. Maar in die tyd tree Elia en Elisa op. Nou daar's 'n verhouding tussen Elia en Elisa, en dan ook ons Nuwe Testament met Jesus. Want wat Elisa doen is, Elisa sien noodraad van 'n vrou wie se kind sterf, en dan doen hy 'n wonderwerk, en hy tree op, en die vrou se kind word weer lewendig. En wanneer daarna die 7 jaar se droogte, hulle as 'n familie terugkom, dan hoor die koning van hierdie verhaal, en dit gryp hom aan, want ons weet nie regtig hoe gelowig die koning was nie, maar hier is ons 'n bietjie, om 'n Engelse term te gebruik, 'n bietjie magic. Dis iets wat 'n ou se omkyk oor wat jy nou in die straat gesien het. En dis presies wat met die koning gebeur. Hy's verras. En dan wil hy half sy eie storie inskryf in hierdie verhaal van die vrou en sê, maar ek wil deel wees van hierdie stukkie wonderwerk. Van hierdie stukkie lekker, van hierdie stukkie hoop. En hy gee sommer 'n grondvraag terug. En dan stel hy 'n amptenaar aan om die totale verliese inkomste sommer vir haar terug te betaal. Nou, as ek nou na u kyk as 'n hoor vanoggend of 'n gehoor agter die kamera, kan jy nou dink as jy vir 7 jaar jou stuk grond verloor het, jy kry die grond terug, en die verliese inkomste wat jy gehad het, omdat jy vir 7 jaar jou grond gehad het nie, dit kry jy ook terug. Ek dink, wie van ons sal nie net so breed glimlag wanneer dit gebeur. Die vraag is, wanneer laas het jy dit gesien? Sien ons dit nog in ons land? So selfs al is hierdie teksgedeelte 3000 jaar oud, as dit vandag gebeur, weet ons dis 'n wonderwerk. Dis 'n teken van hoop. Die krisis waarin Israel was daardie tyd, is dat hulle God nie meer raak gesien het. God was afwesig in hulle verhaal. Hulle het nie gedink dat dit wat hulle prakties doen, hulle verhouding met God se beïnvloed. En dis wat ek eintlik hierdie teksgedeelte wil nader trek aan ons as 'n gehoor vandag. Die manier waarop ons leef, dis die vraag. Die manier waarop ons leef, is dit hoopvol? Spreek dit van God se getuienis of se waarheid in ons lewe? Of nie?
En ek het so 'n klein definisietjie neergeskryf van die bril, die manier waarop ek eintlik na die teksgedeelte wil kyk. En dis as volg: genade is wanneer ons God nog in aksie sien. In ons eie lewens en in die wêreld buite. Wat is sonde? Nou ek weet die kerk het al baie en predikante baie keer waarskynlik oor sonde hulle self hulle opinie uitgelaat. Maar die definisie wat ek vanoggend wil gee aan sonde is wanneer ons onbewus raak dat ons eintlik maar afhanklik is van God. Ons mis die doel. Ons mis die doel om te besef dat ons na God moet kyk op die manier waarop ons leef. Hoekom sien die vrou God in aksie? Ek het so 4 punte en dan gaan ek saamvat en dan gaan ek afsluit. Hoekom sien die vrou God nog in aksie in hierdie teksgedeelte? En dis half van die deel van die sleutels wat ek vir u wil gee, hierdie 4 punte, oor wat ons dalk self in ons eie lewens op wil oorweeg. Sy sluk haar trots en gaan vra vir wat sy nodig het. Dis die eerste punt. Die tweede punt is, partymal moet ons op die regte tyd op die regte plek wees om God in die werk te sien. Wanneer ek hopeloos is, wanneer ek half hoop verloor dat God nog iets gaan doen, help dit nie, ek sit eenkant in my kamer en wonder wanneer die Here nou gaan aan die deur klop en dinge vir my verander nie. Vandat ek laas in hierdie gemeente gepreek het eintlik die hele isolasie ding in Suid-Afrika gebeur, maar van ons studente was vir so 'n maand en 'n half was hulle geïsoleer by die huis. En toe op 'n stadium toe gaan haal ons studente en hulle kom terug op die kampus en toe vra ek vir hulle, hoekom is julle terug? En toe is die antwoord eintlik bitter eenvoudig en ek het dit vanoggend ook gehoor by Janie agter, dat die isolasie het te veel geraak. Nie meer die siekte nie die vrees vir die siekte nie, maar die alleen. Dit wil ek vanoggend vir u teruggee as 'n geloofsgemeenskap in die gebou hier vanoggend of ook aan die ander kant van die lens van hierdie kamera. Wanneer ons besef dat ek regtig alleen is, selfs sonder God, is dit 'n belangrike punt waarby ons sal kom besef, Here, miskien moet ek my trots in my sak steek en sê jammer. Maar ek moet opstaan. 'n Mens kan nie net in isolasie bly nie. Die derde punt is, die konings was nie regverdig nie. Ons weet nie of hierdie 'n regverdige man was wat sy gaan sien het nie. Maar al was die koning ongelowig, wanneer God in aksie is en 'n wonderwerk plaasvind, maak dit nie saak hoe gehard 'n mens is nie. Mense raak nuuskierig wanneer hulle God in werking sien. En die laaste punt is van hoekom hierdie vrou God raak gesien het, is regverdig of onregverdig. Alle mense val onder God se gesag. En as ons vanoggend bid vir Suid-Afrika, as ons bid vir omstandighede, as ons bid vir Senekal, as ons wonder oor Senekal, as ons wonder oor die land, as ons wonder oor vuur, as ons wonder oor die ekonomie, as ons wonder oor ons eie swaar kry, as ons wonder oor ons eie isolasie, is die vraag of jy nog steeds glo daaraan, dat wanneer ek vir die Here vra, dat hy my omstandighede sal verander. Dat hy my hopeloosheid sal verander in hoop. Glo jy dit, soos jy vanoggend hier sit? Kan ons dit nog vir ons kinders vertel, asof dit waar is? Weet jy, die wonderlike, een van die wonderlikste goed vir my, om permanent predikant te gewees het, en toe 'n sakeman geword het, 'n besigheidsman, want ek bedryf 'n besigheid, is ek het baie meer bewus geword. Wanneer mens los is van die sekuriteite van predikant wees,
van elke maand 'n salaris in 'n gemeente wat na jou versorg, wanneer dit verdwyn, dan kan 'n mens net in die Here se rigting kyk om jou omstandighede te beheer en te bestuur en te verander. En dit is eintlik 'n baie goeie punt om by te wees. Om te besef soos Israel in die woestyn, dat as God nie vanoggend manna en kwartel stuur nie, dan is daar niks. Hierdie vrou het nie plek om te bly nie. As sy nie vir die koning gaan vra het nie, het sy nie grond gekry nie. Maar ek wil begin afsluit. En ek wil 'n teksgedeelte gebruik om hierdie gedeelte af te sluit mee wat ons so 'n paar weke terug in Stilbaai oor gepreek het, en dit gaan oor Openbaring. Die Openbaring teks, dit is spesifiek Openbaring 13 vers 16, en baie van u het nou aan die teksgedeelte gehoor waar daar gepraat word van die merk van die dier, van die merk op die voorkop. Jy kan dit gaan kyk, ek gaan nie nou spesifiek die teks lees nie, maar jy kan gaan kyk of dit die waarheid is. Ek sê altyd vir my studente, wanneer 'n prediker of 'n persoon met jou preek, gaan kyk of dit waar is. As jy nie weet wat om vanmiddag tussen 3 en 4 te doen nie met jou middagslaapie, gaan kyk of dit waar is, of dit regtig staan in Openbaring 13 vers 16. Want Openbaring 13 vers 16 staan die teksgedeelte waar daar gepraat word oor die merk van die dier, en daar word gepraat van die merk sal op jou voorarm wees, met ander woorde waarskynlik op jou pols en op jou voorkop. Wanneer ons besig is met mense se gedagtes, dan is ek seker meeste van u het hulle WhatsApp gekry waar daar vir jou vertel word oor hoe dit die eindtye sal wees. Hoe die goed wat nou gebeur besig is om ons samelewing te vernietig. Ek is nie slim genoeg om daaroor uitspraak te gee. Inteendeel, God sê selfs dat niemand weet wanneer dit die eindtyd is. So ons wil hierdie teksgedeelte vat en doodspreek en vrees bring oor ons totale samelewing. Ek wil glad nie hierdie teksgedeelte insleep by ons 2 Konings teks om 'n sintese te maak vir 'n eenvoudige antwoord nie, maar ek wil wel die volgende belangrike ding vir u sê. Ek wil 'n sprong maak, 'n brug bou tussen die teks en hoop. Want wat word in wese, wat word eintlik gepraat van in Openbaring 13? Dat jou doen en jou dink 100% bepaal of jy hoopvol is oor die toekoms, of jy hoopvol is oor jouself, of jy hoopvol besig is om maandagoggend op te staan en of jy voordat jy begin met maandagoggend klaar besluit het, die dag is gemors. Jy sien, want as ons besluit het, dit maak nie 'n saak of ons die Here dien nie. In wese dien ons nie die Here nie. Dit maak nie saak of ons die Here se naam uitroep oor die dag of die week, of ons land, of die brand, of die vuur, of die geweld. As ons besluit, dit gaan nie 'n verskil maak nie. Vriende, gaan dit nie. En God is inderdaad afwesig. Dit is 'n hopelose boodskap. Wanneer die teks geskryf word oor hoop in 2 Konings, vriende, is ons 3000 jaar af van die pad. Ons kyk 3000 jaar terug. Wanneer die teks op Openbaring geskryf word, is ons waarskynlik 100, dalk 150 na Christus. Give and take, goeie Afrikaans te gebruik, so 80 jaar. Maar dit is 2000 jaar terug. En wanneer hierdie teks geskryf word, verstaan die mense wat dit skryf niks van neuroscience nie. Hulle verstaan niks van hoe die brein werk nie. En ek wil hê jy moet vinnig die laaste deel van my argument net deurluister. Wanneer Elia en Elisa kom optree namens God, weet hulle glad niks van microbiologie nie. Hulle weet hoe die brein funksioneer nie. Hulle kan net sê wat God deur sy gees in hulle gedagtes sit. Wanneer die Openbaring teks deur Johannes waarskynlik ons toe kom, kan hy net sê wat God deur sy gees vir hom openbaar. En hy kan vir hom sê, die merk van die dier sal op jou hande
en op jou voorkop wees. Met ander woorde vir ons as luisteraars vanoggend in 2020 is dit makliker om te verstaan dat wanneer God in die teks praat, hy vir ons eintlik 'n baie eenvoudige term gee wat ons kan beskryf oor hoe ons al ons gedrag beïnvloed word deur die plek waar ons brein funksioneer om gedrag te prosesseer. En dis die prefrontal cortex. Dis die voorkant van die brein. My familie het baie gehoor, maar ek sien dit elke dag. Dat wanneer ons in ons omstandighede sit en almekaar terugkyk na die goeie, maar almekaar die slegte omstandighede nou raak sien, en ons WhatsAppies, die enigste WhatsApps wat ons aanstuur, negatiewe nuus is, dan moet jy my mooi hoor. Dan kan ons nie anders te dink aan die toekoms anders as met 'n donker bril wat net die sleg en die verkeerde raak sien. Dan help dit nie dat ek 'n duikbril het om onder die water te kyk, maar is permanent toegewasem nie. Geen betekenis nie. Want al wat ek reflekteer op is negatiewe nuus. Al waarna ek luister is negatiewe nuus. Ek kyk nie na die werklikheid vanuit God se potensiaal nie. Ek kyk nie na die werklikheid dat God regtig ongelowige konings gebruik om vir 'n vrou 'n grondreg te gee nie. Dis maar 'n ou fabel, dis 'n Bybelstorie, jy weet dit is dan 3000 jaar oud. Dit gebeur nie meer nie. Kom ek vir u sê dit gebeur. Dit gebeur elke dag. Hoekom kry die vrou haar grond terug? Omdat sy glo God is nog in beheer. Hoekom is daar hoop vir jou eie persoonlike maandag wat môreoggend begin? Omdat God in beheer is van jou maandagoggend. Maar God kan nie beheer wees van jou maandagoggend. Is wanneer ons hier by mekaar is en jy God se getuienis begin raak sien en ophou om net die negatiewe raak te sien waar God afwesig is. Dit help nie ons soek na God in sy afwesigheid nie. Ons moet raak sien waar God werk. En dis die belangrikheid van die gemeenskap van die gelowiges. Ja, ons kan na hierdie kamera beeld kyk, in isolasie by ons huis. Maar ons het nodig om in mekaar se oë te kyk as gelowiges. En te sê, God is not nowhere. God is now here. God is nie afwesig nie. Hy is teenwoordig. Hy gee grond terug en hy gee hoop. Amen. Ek doen vir ons 'n gebed saam. Here, dit is 'n keuse om u teenwoordigheid te bely. Dit is 'n keuse om raak te sien waar u aan die werk is. Dit is 'n keuse om te sien wanneer wonderwerke plaasvind. Maak dat ons op die regte sal fokus. Maak dat ons sal raak sien, Here, waar u is. Geef ons die manier van onderskeiding om wanneer dit nie die dinge is waarop dit regtig neerkom nie, wanneer dit negatief is, wanneer dit onwaar is, dit af te skryf as die afwesigheid van God. Ons eer die Here dat hy aan die kruis gesterf het, dit is die waarheid dat hy die dood oorwin het, en dat hy aan die ander kant oor ons sit en binne hierdie kosmos, by ons op Riversdal, om deur die Gees die waarheid werklikheid te maak. Ons eer die naam. Amen. Ek kan die huis toe stuur met God se belofte. En dit is dat die genade van ons Here Jesus Christus,
die liefde van God en die gemeenskap van sy Gees by u as 'n gemeente sal wees en bly. Amen.